Hallo geliefdes, ek hoop dit gaan goed met julle elkeen. Vandag gaan ek iets deel met julle wat ek gesien het in die week. Ons was by selgroep gewees inaand en ons het gepraat oor die belangrikheid van fellowship. Maar gedurende die gesprek, toe vang iets my oog daar in een van die ander vertrekke en ek sien 'n engel wat daar staan. En hy's besig om vuur uit sy hande uit te trek, 3 bolletjies vuur, en hy begin met dit te speel. En soos wat hy speel, word die bal al hoe groter. En hy skiet dit so af in sy lyf, laat dit lyk of dit so 'n lyn trek. En soos wat dit 'n lyn trek, kom dit reg agter hom oor, hier oor sy skouer, oor die hart tot terug op sy heup. Maar dis 'n ring van vuur om hom. En ek dink toe dit het my so aan die dink gehad die hele tyd. En ek dink toe daar moet 'n vers wees wat iets van dit verduidelik. En ek en my ouma sit en gesels die aand. En sy sê vir my iets van, is net nie dalk die muur van vuur wat jy aan dink nie, maar ek het duidelik gesien 'n ring van vuur om die engel. En dit was vir my baie uitgebeeld dat dit hier oor die hart getrek word. En ek sit toe die aand en dink en ek gaan lees en ek gaan lees en ek gaan lees en ek soek verse. Ek sien nie iets van Ring of Fire raak of ring van vuur nie, maar ek kom toe op 'n vers af in Sagaria 2 vers 5 en dit lees soos volg. Die Here sê, ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. My magtige teenwoordigheid sal binne in hom wees. En dit het toe my nou aan die dink. Ons sal baie keer profeties bid, sit 'n ring van vuur om my Here en dit is beskerming. Maar vuur is ook 'n reinigingsmiddel. Dit word baie keer in die skrif gebruik as purification by fire. En soos wat ek dink en ek dink aan hierdie gedagte en ek speel met hierdie gedagte rond, besef ek, daar's iets wat ek moet ook in gedagte hou. Die vuur trek hier oor die hart. En die engel het dit baie mooi uitgebeeld, dat is belangrik om te weet, die vuur gaan oor die hart. Nou ons weet, ons liggaam is die tempel waar die Heilige Gees in wil bly, waar die Here in bly, waar Jesus teenwoordig is. En die hart is die plek waar Jesus gewoonlik die meeste is. As jy 'n hart soos Jesus het, het jy liefde soos Jesus. Die liefde kom nie hier van die maag af nie, en die liefde kom nie hier van die brein af nie, dit kom van die hart af. So daai is 'n verteenwoordiging van Jesus. En soos wat ek dink aan hierdie ding, besef ek, die Here is besig om vir my te sê, dat hy sit 'n muur van vuur om sy heilige stad. Die tempel is sy heilige stad. So jou liggaam wat tot eer van hom gebruik word, waar hy in bly, dis die heilige stad, dis die nuwe Jerusalem. En soos wat ek aan dit aan dink en ek besef ek, die Here sê vir my, dat hy sit 'n ring van vuur om jou te beskerm. Buiten die feit dat hy die sekuriteit binne in jou is, wat binne in jou lewe, sit hy nog dubbel sekuriteit aan die buitekant ook, en dis die ring van vuur wat jou beskerm. En so wil ek julle elkeen bemoedig vandag, wanneer jy voel dat jy's alleen en daar's nie iemand met jou nie en jy's onseker of die Here met jou is, maar jy weet hy's binne in jou en hy's deel van jou, dan het jy daai versekering dat hy sit 'n ring van vuur om sy heilige stad. Want waar ook al hy bly, in 'n tempel, ons kan dit nou sê, ons weet nou letterlik die tempel in Jerusalem in die ou dae, dit was waar die Here was in die ou dae voor Jesus gekom het. Maar nou is die Here binne in ons, want ons het die tempel geword. En hy sal altyd sy stad, waar sy tempel is, gaan hy beskut en beskerm. En so wil ek julle elkeen bemoedig om te weet, dat die Vader is met jou, Jesus is met jou, die Heilige Gees is met jou, en hulle beskerm wat aan hulle behoort. En as jy aan hom behoort, kan jy weet, daai beskerming is oor jou, om jou en met jou. En so gaan ek afsluit. Onthou dat, soos wat die lyn hier so oor die hart is, daar waar Jesus is, hy wys, ek het jou, en ek gaan jou hart beskerm. Jy hoef nie te vrees wat vandag inhou, of wat môre inhou nie. Jy hoef nie te vrees wat mense vir jou sê nie. Jy hoef nie te vrees wat mense aan jou doen nie, want hy is die een in jou hart. En as jy net al daai seer laat gaan, wat dalk nog in jou hart is, goedjies wat jy aan vashou, wat jy nog nie laat gaan het nie, laat hy volkome oorneem in jou hart. Dan gaan jy net voel, daai liefde sal begin uitstraal, en jy sal rustiger raak, en jy gaan beter begin voel oor dinge, en die bekommernis van vandag, gaan bekommernis van die verlede word.
Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en ek weet dis 'n kort woord vandag, maar wees geseënd. En as ek jou 'n guns mag vra vandag, doen my 'n guns en repost hierdie, stuur dit vir iemand, save dit, like dit. As jy weet daar's iemand wat nodig om dit te hoor, seën hulle asseblief, maar ook wees 'n seëning vir my en stuur die boodskap aan vir iemand anderste. Ek dank u vir u tyd, mag jy 'n wonderlike dag hê en Jesus se seën op jou.